Goeienaand. Braaityd. En ons het 'n lekker werkersdag gehad. 1 Mei, my ou sustertjie het ook verjaar vandag. Ek het vanoggend met haar gepraat en geluk gewens. Ja, om die waar te sê, ek het boodskappe gekry van haar af wat sy sê. Ek moet nie vergeet jy sy verjaar. Sy smeek vir 'n gelukwense. Nou ek het dit gedoen, maar ek gaan nou ook op hierdie video sê, geluk sis, baie lief vir jou, geluk met jou verjaardag, hoop jou aftrede is ook lekker en dat jy dit sal geniet en asseblief hou die familie se naam hoog, onthou sober wees, fief en fyn en vroulik en ek hoop jy geniet jou balletklasse daar in Moreesburg. In elk geval, nou ja, toe, ek het nou vandag 'n baie belangrike ding waaroor ek met julle wil gesels. En, maar voor ons dit doen, kom ons stop 'n pypie. Ek wil julle wys wat se twakkies ek vir my gekoop het. Ek adverteer nie pyprook nie, maar uit my twaksak sê net een ding, ons moet 'n pypie stop. En dit is wat ek vandag het. Cherry kersie. Nou moet ek sê, hy ruik lekkerder as wat hy proe. Want ja, 'n mens moet gewoond raak aan pyprook. Dit is, soos ek laas gesê het ook, jy moet maar so 'n bietjie speel met hom in die mond. Jy moet nie eintlik intrek nie en dan moet jy lekker sit en paf. Ruik heerlik. Maar ek het nou 'n interessante gesprek nou dag gehad met die vlokkies. En toe sê hulle oupa het nou, as ek nou reg onthou, cherry en rum and maple. Partykeer bietjie met 'n bokser twak. Het hulle oupa dit gesit op 'n plaat in 'n stoof. Die stoof eers aangesit, laat die stoof so lekker hitte kry en dan het oupa die stoof afgesit en dan het hy die plaat met die twakkies wat hy nou so uitgesprei het hy in die stoof gesit vir 10 minute en dan het die heerlikste geur deur die huis versprei, punt nommer 1, maar dan is die twak ook nie so verskriklik nat nie, want jy weet soos wat ek hom nou rook, is hy maar natterig en hy laat 'n olie onder in die pyp. So ek moet dit nou nog doen, ek weet nie of ek toegelaat sal word om dit te doen nie, maar ek gaan tog probeer, wanneer ek alleen is en vroukie haar rug draai. Kyk, nou sê mos, wanneer die kat weg is die muis baas. Ek gaan dit nog leer, gaan dit nog probeer. Maar in elk geval, nou nie vanaand nie. Vanaand wil ek julle gesels oor tuin maak. En daarmee gee ek my nou nie uit as 'n tuinmaker van formaat nie. Ek gaan ook nie vanaand vir julle allerhande goeie raad gee hoe om julle rose te behandel en wat se wil ek amper sê voedsel jy vir jou blomme en jou plante moet gee nie. Ek gaan ook nie vir jou vertel oor hoe om gras te sny nie, niks van die aard nie. Maar ek gaan vir julle vertel hoe my pa my deur tuin maak verantwoordelikheid geleer het. Maar ek sal nou nooit vergeet, wag, waar is my vierhoekies? Waar is my vierhoekies? O, gat, hier is my vierhoekies. Ek sal nooit vergeet nie, in 1969 het ons so vir 'n maand of wat, terwyl my pa, ons het getrek Sietersdal toe, my pa het die skoolhofskap aanvaar daar by Sietersdal, en toe het ons vir 'n maand het ons in die hotel gebly. En ek is nie seker wat was die mense se van nie, ek dink is Mrs. Peterson, was Engelse mense. En hulle het die hotel gehad en ons het nou so nou, in die hotel het ons nou so 'n woonstelletjie betrek. En in die woonstelletjie, daar was 2 slaapkamers en 'n badkamer. So, en ver het ons in die hotel geëet. Ek het gedink ons is skatryk, ons woon in die hotel.
eet gebakte vis, bestel van die menu af, sit aan tafel, en ek onthou my pa het oor 'n naweek of so het ons aan die tafel gesit, en my pa sê vir my ma, hy sien hier's baie toeriste vanoggend by die ete, en ek sê, wat is dit hoe terroriste lyk? Ek sal dit nooit in my lewe vergeet nie. Maar in elk geval, nou, om nou 'n jong seun, soos ek, wat toe nou, dis ek en die veertjies alweer, 'n jong seun besig te hou in 'n hotel, is ook nou nie in almal se kraal nie, dit was seker nou maar 'n bietjie moeilik, en toe pa besluit, ek moet 'n tuin hê, in die vensterbank, van my hotel, van ons hotelkamer. Ek sal nooit vergeet nie, daar het ek vir die eerste keer geleer, dat jy moet sanderige wit sandgrond hê, en dan plant jy angeliersaadjies. So, ons het gaan angeliersaadjies koop, en houertjie, so 'n houthouertjie, en 'n pa het vir my gewys hoe om die sand in te sit, ons het sand ingesit, en gewys hoe plant jy nou die ou saadjies, en ek sal nooit vergeet nie, hoe ek met absolute verwondering gekyk het, hoe die saadjies begin ontkiem, en dan nou, hoe die groen steeltjies begin uitkom, en die blaartjies, en uiteindelik, kan jy glo, daar het ek toe angeliertjies, en tot vandag toe nog, is ek verskriklik lief van angeliere, seker omdat dit my eerste tuin was, al was dit nou in 'n houtkussie en in die vensterbank van 'n hotelkamer. Maar in elk geval, so het ons toe die jaar daarop, het ons toe nou Beaufort West toe getrek, en ons het in so 'n oranje huis gehuur, in Brimmerstraat, dink ek was dit, in elk geval. En pa het by so 'n klein patchie gegee, en sê, luister, daar gaan jy nou, en jy gaan nou boontjies plant. En nou moet ek ook sê, by die skool het die juffrouens nou vir ons vertel van hoe jy die boontjie, almal het 'n pierentjie gehad, en die boontjies, 2, 3, 4, 5 boontjies ingesit, en in wattetjies, en ons moes dit nat hou, en in elk geval, so het ons nou by die skool geleer van boontjies. En toe kon ons die goed nou op 'n stadium huis toe vat, en gaan plant. En ek kan nie onthou of ek ooit my boontjies huis toe gevat het nie, en ek kan nie onthou of ons geplant het nie, of wat ook al nie, maar pa het die waarde ingesien van tuinmaak. Ek het my patchie gekry, neffens die hek, links van die hek waar ons ingery het na die oprit, na die garage toe, en daar het ek nog geskoffel. Ek dink nie my skoffery het vreeslik gewerk nie, pa het seker maar agterna, ek dalk ook 'n bietjie gehelp, maar met virk, en so het ek nou geleer hoe om die besigheidjie om te hou. Ag, dit was seker maar so 2 meter by 2 meter, klein patchiekie. En die boontjies het gegroei, en ons het dit opgerank, en also, dit was vir my nogal baie lekker, en groot gewag gemaak van die dag toe die boontjies nou begin peel stoot, of ons die boontjies geëet het. Ja, ek kan dalk vaag weg iets onthou, maar ek weet nie wat se boontjies ek gebruik, of dit nou hierdie gevlekte boontjies, of wat ook al, maar ek onthou iets het by die pele gebeur, maat het seker maar geoes, pa het seker maar geoes, want my belangstelling het nou nie vreeslik lank gehou nie. Maar ek sal nooit vergeet, toe het pa vir ons 'n huis laat bou, in Van der Merwestraat, nommer 4. En in Van der Merwestraat, kan julle glo, 1972, 12.500, toes die huis klaar, toe staan hy, en dit was die koste. 1971, 12.500 rand. 'n Huis, 3 slaapkamer, met 'n studeerkamer, 'n groot sitkamer, eetkamer, kombuis, garage, alles 12.500. Ek sal nou 'n paar huise kom koop hoor. Maar in geval,
En maar toe moet daar 'n tuin gemaak word, want dit was 'n groot erf gewees. Ja, vir my as 'n kind wat in standaard 3 was dit 'n groot erf. Maar ek sal nou nooit vergeet nie. En ma se insette was nou die kurwes van die beddings, dat sy nou die tuinslang so gesit en 'n pa nou die beddingkies vir haar nou so afgesteek en reg gekry. En daar aan die een kant, om net so 'n afronding te gee van die tuin, was daar so 'n heuweltjie gemaak, dat die gras so bietjie oor dit gaan. Daai blerrie heuwel het vir my al my hel gegee. Maar in elk geval, met gras sny. Maar nou, toe, dit is nou nie die ergste nie. Toe begin ek en pa, ons gaan nou gras plant, maar ons moet die grond voorberei, en die grond is ingery, en die grond moet plat gemaak word, mense. En ek sal dit in my lewe nooit vergeet, as dit 7 uur in die oggend, dan kom pa my wakker maak, en sê, kom, staan op, kom, die son is op, tyd moet gemaak word. Mense, ag foei tog, ek was nog net in standaard 3, ek het myself so ontsettend jammer gekry. Want die ander kindertjies slaap nog. 7 uur is ek op, ek gaan vir my pa help. En dit het altyd op Saterdag gebeur. In elk geval. En ek sal nooit vergeet nie, nou het pa so 'n plat plankkontrapsie gehad het, wat hy gemaak het. Dan moet ek op dit staan, en dan loop hy nou voor soos 'n perd. Hy trek nou die besigheid. Ek is nou die gewig op hierdie plank. Maar ek onthou die plank is, ek was so, deur die jare was die fascia planke, was stewige planke gewees, hoor. En pa het nou die kontrapsie gemaak, en ek hou nou vas hier aan die toue, en pa trek voor. En so het ons nou die grond plat getrek, dwars deur die tuin, oral waar daar gras geplant moet word. Maar dit het ure gevat, en ek is nou so moeg, ek sal dit in my lewe nooit vergeet nie. En toe het my pa vir my gewys, hoe moet 'n mens die gras plant? So die lote is toe nou netjies sulke loetjies is nou geknip, en dan voortjies, en dan moet dit nou ingesit word. Ek was nie bang vir graaf en pik nie. My pa het my geleer om met die goed te werk, en met 'n vurk, maar ek het elke oomblik daarvan gehaat. Maar ek het 'n leerskool gehad. My pa het my geleer iets van die lewe in tuin maak. Maar in elk geval, en so moes ek spit, en ek moes help plant, en gate grawe, en ons het die kompos ingegooi, en al die dingetjies gedoen, alles in my standaard 3 jaar. As pa in die week terugkom, 5 dae, en hy kom terug, dan val hy sommer al klaar in. In elk geval, as ek net hier aansteek. Ons het salonsrose geplant, ons het roosbome geplant, ons het struike geplant, ek het my pa gehelp, en dan wys hy vir my hoe die gat lyk, en dan moet ek begin gate grawe. Ek het, of as dit hard word met die pik, pa het vir my alles gewys, het gewerk, heeltyd op my hande gehad, maar 'n Saterdag was lank. In elk geval, ons het toe 'n mooi tuin gehad, pa het op 'n stadium 'n boorgat laat grawe, laat sink, en ons het water gehad, maar die water in Beaufort Wes was maar brakwater, jy weet, ek het nie aldag geweet of dit goed is vir die tuin nie, want die sout het so uitgeslaan op die beddings van die brakwater, maar ja, ons het brakwater gehad. En ek sal nooit vergeet nie, toe het ek op 'n stadium van my ma gesê, ek haat tuin maak, ek wil nie tuin maak nie. Nou sê ma vir my, maar jy gaan eendag 'n huis hê, en dan sal jy moet mooi maak rondom jou huis, jy moet 'n tuin hê. Toe sê ek wil nie 'n tuin hê nie, ek gaan in 'n woonstel bly. In elk geval, maar ek sal nooit vergeet nie, so aan die sykant van die huis is as jy nou van die straat af het jy afgery langs die huis, en dan die groot agterplaas gehad, het jy nou gedraai, en dan het jy in die garage ingetrek. En nou agter was ook tuin, die tuin het aan die ander kant om die huis na voor geloop. Nou, dit is 'n groot tuin gewees. En nou ja, toe
uiteindelik die solonsrose geplant is. En deur die jare mag jy nog solonsrose geplant, dit is 'n uitheemse ding. En solonsrose geplant en almal elkeen in sy ronde beddingkie so af langs die grensdraad. En nou ja, soos pa my gewys het, pa daarom hand bygesê, hy my daar nou nie alleen die goed laat doen nie, kyk, maar hy wou my leer. So ek het iets geleer doen. En maar 'n lang storie kort te maak, so het ons toe my verantwoordelikheid was op 'n Dinsdag en 'n Vrydag of 'n Maandag en 'n Donderdag. Dan moet dit nat gelei word. So pyp genade getrek en dan moet jy hom nou laat volloop oor na die volgende enetjie, laat volloop en so het dit my nogal besig gehou hoor. Daar was 'n hele paar struike so geplant, al met die grensstraat langs. En daar in die agterste hoek, daar wat pa so 10, 12 roosbome gehad, ook elkeen in sy ronde beddingkie, nat gelei. En ek sal nooit vergeet nie, eendag het ek vergeet. Baie kere het ek vergeet dat ma vir my gesê, hoorie, jy moet nie vergeet nie, jy moet die goed gaan nat lei. Ja, mamma, en also, maar dan het ek gewoonlik nou maar opgestaan en ek het dit gedoen, want ek het geweet, ek moet nie die goed vergeet nie, want as pa kom en dis droog, hy kan sien, dis lanklaas nat gemaak, dan is daar pere. Maar in elk geval, en ek sal nooit vergeet nie. Eendag, ma het geherinner en ma was nou wel besig met die 2 kleintjies. En eendag kom pa tuis op 'n Vrydag en dan loop hy altyd kyk of die goedjies gedoen is. En hy het so gekom by daai salonsroos en het so by die skoen, het hy so bietjie weggevee. Daai grond was krak droog. Pa roep vir my. Hy sê, het jy gister nat gemaak? En toe hy vir my vra, het ek gister nat gemaak, toe weet ek, daar's nou een ding. Ek kan nie nou lieg nie, want ek het nie. Dis kurkdroog. Jy weet, dis ook nou boven te wees, en die son bak, en so, dit is droog. Jessie, maar my pa het vir my daar 3 van die beste houe gegee. Ek het ons vir jou gesê, jy moet die goed nat maak. Ek het vir jou 'n verantwoordelikheid gegee. Hoekom het jy nie? Moes my pak maar lekker vat, en ek het daarna nooit weer vergeet om nat te maak nie. Nou, deel van die natmakerij was ook, my pa het so spuiding gehad. En so ek moes deur die week sorg dat die gras nat kom, en ma het daarom altyd gehelp onthou. En pa het vir my gewys presies waar ek die ding elke keer moet sit en hoe ek moet skuif, sodat alles nat kan word. En dan natuurlik nou die ander taak was, ek moes 1 keer in 'n week, wanneer dit nodig was, dan moet ek gras sny. Pa het vir my gewys hoe werk jy gras sny, en hoe jy aantrek, en hoe waar jy die liewertjie moet stel, alles. Teen die tyd wat standaard 3 verby is, toe kan ek tuin doen, en ek het die verantwoordelikhede gevat, en ek het gras gesny. En ek dink baie keer terug by myself, jy weet, ek was 'n klein seentjie gewees, ek was 6, 7, 8, 9, ek was 10 jaar oud. En ek het daai verantwoordelikheid gevat. My pa, ek het 1 keer vergeet, ek het 1 keer pakslaag gehad, maar danksy ma het ek onthou en ek het die job gedoen. En ek het daai job gedoen tot wat ons in die einde van my graad 10 jaar, standaard 8, weggetrek het. Tuinwerk gedoen. As pa die opdrag gee, sê jy moet vir my die pik vat, dan moet jy dit en dit doen, toe ek nou later groter word, presies geweet wat ek moet doen, geweet hoe werk 'n graaf, geweet hoe werk jy met 'n tuinvurk, geweet hoe om nat te lei, geweet hoe om met 'n pik te werk. Ja, nee, hierdie 2 handjies staan vir niks verkeerd nie. Ek het net niks daarvan gehou nie, maar ek het dit gedoen na die beste van my vermoë. In elk geval, so, nou later van tyd, het ons uiteindelik, ons eie huis, en ja, ek hou van tuine, dis vir my verskriklik mooi, ek hou van blomme, ek hou van groen, ek sal nooit vergeet nie, dan koop my ma so once in a while, dan koop sy nou die garden in a home, en hy oomblik as sy haar rug draai, dan sê ek in die garden in a home, dan kyk ek nou die mooi tuinprente, en partykeer ook nou sommer die mooi
huise en die mooi interieurs en as ek gevrek oor die garden nou. Dit was vir my een van die mooiste boeke wat daar was, tydskrifte. Maar ek is nie lief vir tuin maak nie. Ek dink ek het 'n knou gekry toe ek 'n kind was. Maar ek kan dit waardeer. Want daar's niks so mooi soos 'n huis. Die huis hoef nou nie so verskriklik mooi te lyk nie, maar as die tuin rondom die huis mooi is en versorg is, en daar's blomme in die tuin, dit lyk regtig besonders. Dit trek 'n mens se oog. Maar in elk geval, en so, nou vandag het ek my eie plek, en ek het vir my vrou gesê, ek is nie lief vir tuin maak nie, ek sal doen wat gedoen moet word, maar ek hou nie daarvan nie. So, ek het my grasse gesny, en ek het gesnoei, as vroukie sê, jy moet snoei, en maar sy het die groen vingers, sy hou van tuin maak, so, maar sy is 'n slawedrywer hoor. Kyk nou alweer ek en my besondere lekker biertjie, maar die oomblik as jy vir hom oopmaak, en ek kan nie verstaan hoekom nie, daar kom daar skuim, en dan voel ek regtig verneuk. Maar in elk geval, kom ons vat 'n slukkie. Baie lekker hoor. Maar in elk geval, so, dis nou my storie oor tuin maak. My sis, sy maak tuin, sy hou van dit, maar sy doen die groentetuin ding. Plant groente, plant pampoene en al sulke goeders. En nou sit ek hierso in my skoonpa se tuin, wat ons het, ons woon nou in sy huis. Hier's 'n pragtige tuin. En maar die tuin het nou, oupa het nou nie meer tyd gehad nie, oupa kon nie meer byhou nie, en so, as ek nou afgetree is, dan sal ons nou kyk hoe die ding uitloop. Ek hoor, daar is luisies wat vir my wag. Ons sal maar kyk waantoe hierdie luisies my lei, maar ek kan nou vir julle een ding sê, daar gaan 'n luisie wees vir die tuin. En nou terwyl ek nou by CrossFit oefen en 'n bietjie muscles kry, so, ek dink ek gaan weer 'n tuinier van formaat word, maar een wat dit haat. Julle moet julle tuine geniet, pluk 'n blommetjie, sit hom in die huis, dit maak die huis baie mooi binne. En ek hoop julle het 'n lekker 1 Mei gehad, werkersdag, en mag die res van die week vir julle geseënd wees. Tata.